En hy vat nie die storm van ons af weg. Hy beweeg saam met ons in hy sodat ons sterk aan die kant kan. So vanoggend moet ons ons elke doen ons opdrag wat in ons. As ons vanoggend in Jeremia, gaan ons vanoggend daar in die donkerte en waar dit donker is, gaan verklaar ons lig vanoggend daar. Of staan ons terug en sê, baie jammer, maar dis jou probleem, dis jou saak. Jy wil so wees. Ons is uitverkies, sê die Here, om sy weg te doen. Ons is uitverkies, sê die Here, om uit te gaan daar, en om sy voorbraakte werk te gaan doen. En hy is met ons. Hy is met ons. Dierbares, en as ons wil terugstaan, onthou nie, die vyand ken ons. Hy weet wie ons is. Hy ken ons swakheid. Hy weet waar om te druk. En hy weet waar ons op pad. En hy sit sy stopteken daar. Maar wees verseker van die Jesus. Die God van al. Hy het reeds jou verstek. Hy gee vir jou al die tools waarmee jy die vyand kan uitdruk. As jy gaan na Efesiërs 10, sal jy sien die Here al die tools daar vir jou gegee, om sy volle wapenrusting aan te trek, en om hierdie vyand te beveg. En hy sê, wanneer jy klaar is met daardie geveg, sal jy nog steeds staan. Van die Here verseker, van bonatuurlike krag, van sy salwing wat op jou is. Hy salf jou gedagtes, dat die vyand jou nie van sy weg kan doen. So vanoggend moet ons in Jeremia is. Ons moet opstaan en ons lede uitmaak. Ons moet opstaan, ons moet doen wat die Here van ons verwag. Ons moet waarom doen, dierbaars. In hierdie tyd is daar nie tyd dat ons kan stil sit. Ons moet waarom doen. En hoe doen ons dit? Deur ons te bekleed met die wapenrusting en in gebed in te gaan. En hierdie vyand te veg in ons gebede. Dis hoe ons waarom doen. Vir die Here. En waar ons nie beweeg. In ons wyte, in ons omgewing. Moet ons stoor oor die kosbare kind. En waar ons huis in beweeg, moet ons Jesus verklaar en niemand nie. Jesus en Jesus alleen. Ons moet uitsit. Ons moet uitdruk. Ons moet afbreek dit wat van boosheid is. En dan moet ons bou met die liefde van die Here. En ons moet staan. Dis ons. En hierdie dag, as het echt genoeg in ons land, is het echt genoeg in ons dorp. Ons sien by die vyand. Ons sien die fondasies wat geleer word van hom. Ons sien die trone wat hy bou is. Ons sien die mure waar hy ons jong mense gewens ons ouers en huisgesinne waar hy dit toebou. Die Here het ons opdrag. Ons is uitverkies hierwaar. Ons is uitverkies om te gaan daar en om af te breek en om trone plat te slaan. Ons moet die trone ontwortel en die fondasies moet ons opkap en vernietig. Dis wat ons moet doen. Ons moet vasstaan in geloof. Ons moet ons geloof so versterk in die Here om bidden te wees. Elke dag van ons lewe. Ek dink as ek die bidden is en was ek al so baie keer gaan verval daar by my lewe. Maar die God in God het elke keer my bewaar en gewas. Dan kom daar te koppe in wat getik is. Soms denk ek my man gaan deliver, dan is ek alleen, dan kom hulle daar in. Maar die God van Jacob beskerm my elke keer. So hoe kan ons die God vertrou nie? Hoe kan ons die God eerste stel nie? Hoe kan ons nie vir God in ons lewe inneem, in ons huise inneem, in ons omstandighede inneem, in alles van ons. En hy sal ons bewaar en beskerm. En Jeremia sê, ek is so jong, ek kan nie jong mense. Ek is so jong. Ons kan nie doen nie, maar dat sal ons maaikies dalk sê. Ons wil ons in die klasse wees, ne? Ons wil in die klasse wees, maar het julle geweet, groep druk as ek op daas van oorsigheid dat gaan hê.
So hoe jong julle ook al is, roep uit na Jesus. En hy sê, antwoord jy sê met Jeremia, jy hoef nie bang te wees dat ek het jou mond. Ek het aangeraak, ek het my woorde daarin gelê. En vandag hoef ons nie 'n gebed te bid wat niemand kan verstaan. Onze Vader, wat in die hemel is. Laat U wil en bewaar my van die bose. Dit is wat. So ons moet ons toeberus met die krag van die Here. In vers 9 sê toe die Here sy hand so uitsteek en Jeremia se mond aan. Hy het vir my gesê, ek het my woorde in jou mond gesit, ek stel die vandag aan om nasies en regerings te ontwortel en plat te sit. En as die daar plat is, dan moet ek van dit sê. En dit staan. Hoeveel keer slaat die vyand ons jongens geplat? Hoeveel keer slaat die vyand ons kinders plat? Hoeveel keer laat ons toe dat die vyand in ons huis in te weeg en plat te slaan? En wat hy plat te slaan en dan ons ons leeg. En dan moet Jesus kom. En hy moet die stukkies opsit en hy moet weer bou. Moenie ons laat plat slaan. Ons is uitverkies om die woord van die Here te bedien. Ons is uitverkies om te stap in die naam van die Here en plat te sit en uit te ontwortel. So moenie laat ons plat slaan op die dierbaars. In vers 14 sê, toe sê die Here vir my, uit die woorde sal 'n dodelike gevaar oor almal wat in Judea woon. Ek gaan al die mense, al die koninkryke in die noorde laat kom, sê die Here. Hy sal hulle trone kom neersit by die ingang van die hekke van Jerusalem. Hulle sal Jerusalem se mure probeer afbreek en die ander stede van Judea binnegaan. Ek sal die oordeel oor hulle uitspreek oor alles wat hulle verkeerd gedoen het. En hy was hulle nie Joal nie. Hulle het ander gode vereer, die Esters, dat hulle buig voor die beelde wat hulle met eie hande gemaak. En vandag buig baie van ons voor die beelde. Ons buig baie voor die beelde. Ons laat ons rondslinger, ons laat ons rondgooi, ons laat ons verniel. En baie van ons sien uit na die lieflikheid daar buite en dit is so heerlik, want die vyand maak alles mooi. En dit is so heerlik, dat ons vergeet om te kyk waar ons vandaan kom en wat die Here wil hê ons doen. Ons vergeet om te kyk, Here, as my kinders ooruit, lê ek die regte fondasie vir hulle. Want as 'n mens regtig so kyk, dan sien jy. Jy sien, ons hoef nie vanoggend hier te sit en te sê, nee, dit gebeur met my. Vanoggend moet ons hand in eie boesem steek. Regtig. Ons moet ons hand in eie boesem steek. En vra, is my fondasie reg gelê? Daar vir my en my kinders en my gesin. Is my fondasie reg gelê in my bediening? Is my fondasie reg gelê, want ek het 'n wyk vir wie ek moet beamoed? Is hy reg gelê? Doen ek die regte ding? Is ek nog op die regte spoor? Het ek God se krag in my om te kan platslaan en om te kan uitdruk? Weet jy, ons het so baie werk om te doen vir die Here. Ons het so baie werk. En in sy woord sê, julle het my nog niks gevra. Nog niks. So ons is by magte om te vra vir die Here. Ons is by magte om te vra dat die Here ons moet vul met die Heilige Gees. Dat hy ons moet voorsien van hy bo-natuurlike krag. Ons is by magte om te kan erken, Here, ek is swak. Ek is swak. En dit is ek swak. En dit is ek swak. Vul U my, lei U my. Ons moet ons laat lei die paas van die Heilige Gees. Ons moet ons nie laat lei van die vyand. Kom ons laat ons lei van die Heilige Gees. En dan kan ons waardige
Jeremias wees in die stryd. Want as ek so kyk, dan sien ek daar kom so 'n stryd aan. Daar kom nog 'n stryd aan ons. Die verdrukking is nog nie hier nie. Is nog nie echt nie. Is maar nog so boelang. Wat gebeur as ek ongehoorsaam word? Wat gaan gebeur? Kan ons probeer om raak my mond te kan en my tong en my kop kan maak my los, sodat ek hierdie stryd kan oorwin. Nie u moet die stryd wegvat nie, maar u moet my so versterk en saam met my daardeur beweeg om hierdie stryd te kan oorwin. En oor wat sê die Here vir Jeremia, die koning sal kom en hulle sal hulle wapens voor jou neerlê. Jeremia is miskien nou op dit mannetjie klein, want hy is 'n jong man. En hier kom die magtige konings. Hulle het mos daai mooi mantels en goed aan. En as 'n mens nie goed sien dan vrees jy al klaar. Maar Jesus sê, jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te sidder nie. Want ek het reeds vir jou voorspraak gemaak. Ek het reeds die pad vir jou skoon gemaak. My bloed het ek reeds oor jou gestort. En as jy die bloed van Jesus noem, vir die vyand, sidder hy vir die bloed. Hy sidder vir die naam, want hy is 'n standaard. So, hoekom moet ons nou sidder vir die vyand? Daar kom baie dinge op ons. Ons is nie so volmaak en so sterk nie. Maar ons het 'n Jesus wat ons kan verseker van die sterkte. Ons hoef nie daai hoë plase te wees nie. Ons het 'n Jesus wat ons daai innige krag gee. Ons het 'n Jesus wat ons daai deursettende vermoë gee om te kan doen, om te kan loop, om te kan afbreek daar wat moet afgebreek word. En om te kan stig en op te bou daar wat moet opgebou word. En vanmôre kan ons onsself as ons Jeremia, kan ons gaan en gaan lig verklaar daar in die duisternis. Kan ons gaan en te gaan afbreek daar wat moet afgebreek. Want weet julle, die bose magte is so magtig. Is bitter sterk. Believe me, hulle is baie sterk. Hulle is sterk en hulle ken die woord. Hulle ken. Hulle weet presies wat jou gedagte is, wat jou denke is. Hulle weet presies waarin jy gaan net om te gaan gesond maak. Hulle weet presies vir wie jy môre gaan bid. Hulle weet presies waartoe ons op pad is. So hulle het ook hulle blokkades daar. Maar ons verwyder. In die naam van Jesus kan ons elke struikelblok, elke hindernis op ons pad, kan ons verwyder. En die ander sê, in die naam van Jesus. En ons bekleed met sy wapenrusting, om ons van kop tot toon te bekleed, en wanneer die bose pyle skiet, sal niks tref. En wanneer die bose begin aanval, sal ons nie soek onder hulle nie. En nadat die geveg verby is, sê Efesiërs 10, dan sal ons nog steeds staan met hier die krag aan die Here ons. So kom ons gaan vanoggend hier by ons. Kom ons verklaar op God. Here, ons is uitverkies. Ons is uitverkies om u woord te doen. Ons is uitverkies om u disippels te wees. Ons is uitverkies, Here, om ons lese te gaan aanbid. Ons is uitverkies om siekes te voorgaan bid. Ons is uitverkies om gestikkenis te kan gaan heelmaak en te kan gaan opbou. Ons is uitverkies om vyand te kan oorwin. Met die bloed en met die naam van ons Here Jesus Christus. As ons lees in Jakobus 5, dan gee hy ons die waarheid. En hy sê, as daar siek is, moet julle gaan. Ons ouderlinge, moet julle gaan. En julle moet vir die sieke gaan, en julle moet hom olie. En met die gebed sal hy gesond. Hoe geloof ons op die waarheid? Hoe geloof ons? Want alleenlik as ons glo, sal ons iets kan bereik. Alleenlik as ons glo, sal ons as 'n oorwinnaar in die stryd uitkom. Maar as ek geloof nie daar is,
ons nie glo nie, dan sal dit nie gebeur nie. As ons nie glo nie, sal ons niks in hierdie wêreld kan gebeur. Al het ons net 'n klein stukkie geloof, sê die woord van die as dit genoeg. Die res sal hy wees. So kom ons wees vegters vanoggend, warriors in Jesus Christus. Want dit is tyd geword dat ons nie net mooi wees en sit agteroor en sit te kyk nie, dat dit tyd geword dierbaar is, dat ons warriors begin word in die naam van die Here. As ons reise en ons omgewings wil regkry, dan moet ons dit doen in die naam van Jesus om warm te doen. Om 'n geveg aan te sit met die Here. Om 'n Jeremia te wees, om bereid te wees om te gestuur te word. Al kom ons ook voor die grootste koning te staan, en laat ons sy troon sal afbreek, platslaan en sal uitdruk, ontwortel. Dit is wat ons doen in Jesus. Dis wat ons doen. Ons moet nie net daar wees om te wees en om dingetjies net so ligtelik en boer te doen. Ons moet gaan en ons moet in gees en in waarheid moet ons werk vir die Here. En slegs dan sal ons dit sien en dit wat ons moet doen vir Jesus Christus. So kom ons doen dit vanoggend. Kom ons doen vanoggend en ons is gehoorsaam vanoggend en doen vanoggend aan die Here van ons. Ons is uitverkies om verandering te maak. Ons is uitverkies om ons omgewing te herbou. En alles wat boos is, uit te wen in die naam van Jesus. Ons moet vir dit sê, dit word geen jy genoeg verdien. Ons staan vir die naam en die saak. Jesus Christus en niemand anders. Amen. Ons slotgesang gaan wees Gesang 2:8. Here, om te doen wat U vir ons beveel.
Here, wil vir u sê dankie, Here, dat u ons deur hierdie diens gelei het, Here, en dat u ons geseën het, Here, wat u aangaan. Gaan ook verder met ons, Here, waar ons nou sal huiswaarts verkeer met God, wat ek dat die gees van die Here sal wees, in Jesus' naam. Amen. Ons kan nie sien, maar ons kan ons in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, maar die genade van die Heilige Gees, wees in sy met elkeen van ons gedoen. Sê jy dragtig saam. Amen. Amen.